maar jou plek neem, jou sitplek. Dankie dat jy so getrou na die stem van die Here luister en so reageer op dit wat hy vir jou wil sê en vir jou wil doen. Ag, dit is net kosbaar om mekaar te kan bedien. En ons kan jou alleenlik bedien as ons nie ook as ons self hierdie pad geloop het wat jy vanmôre het. Want jy sien, as ek vir jou bid en ek bid vir jou siekte en ek was nog nooit siek nie, dan is dit my moeilik om saam met jou te voel en saam met jou te bid. As ek vir jou bid vir jou toekoms en ek het nie self al toekoms negatiewe dinge gehad nie, dan kan ek nie regtig met oorgawe bid nie. Maar vanmôre kan ons bid want ons kom self hierdie pad deur. Ons weet hoe is dit om te voel jy's alleen op 'n eiland en lyk alles val rondom jou plat. Ons het altyd gesê die probleme en die moeilikhede kom so in 5e en 6e kom dit jou pad langs en dit tref jou die een na die ander. Dit lyk so of die vyand een ou uitsoek en dan bring hy al sy vuurpyle op daai ou. En hy skiet hom van alle kante en as jy naderhand is hy heeltemal plat teen die grond. Maar die Here rig hom weer op. En dis die wonder van God se genade. Ek wil vanmôre met jou praat in die woord van die Here uit Markus 9 vanaf vers 14. Ek wil hier gedeelte gebruik om vanmôre vir jou 'n boodskap vir die kerk van die Here tuis te bring. 'n Boodskap wat nog al die jare gewees het. En dit het al oor en oor gebeur en die Bybel gee vir ons die antwoord op dit wat ons in hierdie dag in die kerk van Jesus beleef. En ons gaan so 'n bietjie oor die kerk van die Here praat. En net so vinnig rondom, wat sê die Here vir ons as hierdie dinge gebeur, wat behoort ons te doen? En daar's vir elke vraag 'n antwoord in die Bybel. Jy moet net die Gees van die Here toelaat om vir jou die regte versie te wys. Moenie net die verkeerde versie neem nie. Dis verskriklik gevaarlik, kerk van die Here, dat ons mekaar leer. Dis verskriklik gevaarlik om te sê, Here, gee my nou 'n antwoord. Gaan heen en hang jouself op. Of Judas het gegaan en homself opgehang. Dit kan gevaarlik wees. 'n Mens doen nie dit nie. Jy vra God om vir jou te openbaar, wat wil hy vir jou sê? En die Heilige Gees sal dit vir jou duidelik maak. Nou kom ons lees hier van in Markus 9 vanaf vers 14. Toe Jesus by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerders wat met hulle rede twis, met ander woorde met hulle stry. En dadelik toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Wow. Vers 16, daarop vra hy die skrifgeleerdes, hoekom rede twis, hoekom stry julle met hulle? En een van die skare antwoord en sê, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. En waar hy hom ook al aangryp, met ander woorde die gees hom aangryp, skeer hy hom. Hy kry skuim in die mond, hy kners met sy tande en hy word styf, sy lyf word styf. En ek het u disippels gevra om die gees uit te dryf en hulle kon nie. Toe antwoord Jesus hom en sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. En hulle bring hom na Jesus toe. En toe hy hom sien, toe hy vir Jesus sien, laat die gees hom dadelik styf trek en skry. Hy val op die grond neer en hy rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader, Jesus vra die vader, hoe lank is dit al wat dit met hom oorgekom het? En die vader sê, van sy kindsdae af, vandat hy klein is, van toe af. Vers 22, en dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi, om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En dan vers 23, Jesus sê vir hom, wat dit betref, dit wat jy nou gevra het, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en hy sê, ek glo Here, kom my ongeloof te help. Hier gebeur 'n verhaal speel af, 'n gebeurtenis wat reg deur die geskiedenis van die kerk oor en oor herhaal word.
En nog steeds lyk dit of die kerk van die Here nie 'n antwoord het en nie verstaan wat Jesus vir hulle sê nie. Hy spreek hierdie probleem aan en hy sê vir hulle, wat is die oplossing van die probleem? Nou eerstens begin die verhaal van 'n pa, 'n vader wat sy seun na Jesus toe bring. Nou daar's 2 plekke in die Bybel waar die Bybel ons melding maak van 'n ouer wat hulle kind na Jesus toe gebring het. Die eerste een is in Markus 10 vanaf vers 13 waar die moeders hulle kindertjies na Jesus gebring het sodat hy hulle kon aanraak. Julle ken mos daai verhaal en dat die disippels hulle weggewys het ensovoorts Jesus en toe word Jesus baie ontsteld en hy sê verhinder hulle nie, bring hulle na my toe. Want aan die sulkes behoort die koninkryk van God. En die tweede verhaal is hierdie van hierdie pa wat sy seun na Jesus toe bring en die kind het 'n groot ernstige probleem. Hierdie jong seun, jong man, die Bybel sê nie hoe oud was hy nie, maar dit moes al 'n redelike seun gewees het. Hierdie seun het 'n groot ernstige probleem. En die probleem is hy het 'n demoon in hom. Sy geestelikheid, met ander woorde, sy hele menswees is afgebreek tot in die laagste fondamente van sy lewe. Ons kan maar sê, hy is so verslaaf aan die gees van die bose wat hom neem en hom bring en hom wil doodmaak en alles aan hom wil doen. En dis wat die duiwel doen. Want jy sien, is dit nie wat hy vir ons sê nie? Hy sê die vyand, hy steel, hy slag en hy verwoes. Dis wat die vyand se doel is. Hy wil mense vernietig. Dis hoekom hy help en probeer dat mense so vasgevang word en so verslaaf word aan dwelms en aan hierdie dinge, want hy weet dis die manier hoe hy hulle kan doodmaak en hulle kan om die lewe bring sodat hulle nie met God kan regmaak nie. Sodat hulle voor hulle tyd moet sterf. Daarom bring hy die snaakste goed in die wêreld wat mense gebruik vandag. En hulle verkort hulle lewens deur hierdie goed in hulle lewens toe te laat. Ons gaan nie daaroor praat vanmôre nie. Wat ek vanmôre vir jou wil sê, ek skep jou die agtergrond van wat hier gebeur het. En nou bring hierdie pa hierdie kind na Jesus toe sodat hy hom kan gesond maak. Hy glo die Here kan dit doen. Maar as ons na sy vraag kyk, dan lyk dit asof hy so half wonder, gaan die Here dit ooit doen? Maar kom ons kyk bietjie wat gebeur in hierdie verhaal. Toe hy daar aankom op die posisie waar Jesus moet wees, toe is Jesus nie daar nie. Die kerk is daar. Die fariseërs en die skrifgeleerdes is daar. Die disippels is daar. Hulle is almal bymekaar, so die hele kerk van daai tyd is daar. Hulle is bymekaar, hulle gaan nou, hulle wag net vir die Here om te kom en dan gaan hulle begin kerk hou en sien wat hy doen. Maar nou voordat Jesus kom is daar reeds al 'n gebeurtenis wat kerk hou begin. 'n Seun met 'n demoon in hom is binne in die kerk. En weer een kant staan die skrifgeleerdes en die fariseërs, daai tyd se kerkleiers, godsdienstleiers. Aan die ander kant staan die disippels, wat na Jesus se opstanding in die doodheid en hemelvaart, gaan hulle die kerkleiers word. En hier staan die kerk nou bymekaar van die Ou Testament en van die Nuwe Testament, en hier is 'n seun in hulle midde, en nou moet hulle iets doen, want hierdie seun is duiwel besete, hy het 'n demoon in hom, en hierdie demoon moet nou uit hierdie liggaam uitkom, uit hierdie seun uitkom, en nou, wat doen hulle? Ons sal nou dink hulle sou saam staan. En hulle sal begin sê, kom ons, nou moet ons laar optrek. Ons nou laar trek, ons kan nie nou weghardloop. Ons moet nou ons verskille los en nou 'n bietjie saam staan om hierdie demoon uit te kry. Maar weet u wat sien ek gebeur? Toe Jesus daar aankom, toe vra hy vir hulle, hoekom redeneer julle met mekaar? Hoekom stry julle? Julle is besig hier in die midde van een van die grootste probleme in hierdie jongman se lewe. Hy moet bevry word van hierdie demoniese mag, maar julle staan en stry met mekaar rondom wie's reg en wie's verkeerd en watter kerk is nou reg en watter kerk is verkeerd en hulle stry met mekaar en deur die geskiedenis van dat ek 'n seentjie is, kry ons al hierdie gestry onder mekaar. My kerk is reg.
En my kerk is reg, partymal gaan hy ons nooit eers kerk toe nie, maar jy moet net iets teen sy kerk sê. Hy gaan nooit in die kerk nie, kom nooit in die kerk nie, maar sê net bietjie iets teen sy kerk, dan sien jy hoe ernstig raak hy. So jy sien in hierdie proses vind ons dit. Ek onthou, dat ek eers vir julle hierdie verhaaltjie vertel. 'n Aantal jare gelede was ek in 'n sekere gemeente in 'n dorp. En hierdie dorp het ons, toe ek daar kom het ek vreeslike ywer vir die Here en om saam te werk en ek bring al die klomp predikante bymekaar. Hulle sê ons het dit al gedoen, dit werk nie. Ek sê ag nee man, ons gaan vir die Here 'n lekker leierskap forum, predikante forum in hierdie dorp bring. En nou is ons almal bymekaar en die eerste keer is ons bymekaar, ons praat, hoe gaan ons bid en hoe gaan ons die aangesig van die Here soek? En almal is volgens my opgewonde. Miskien was dit net ek wat opgewonde is, maar ons is opgewonde. En in die proses net 'n week daarna doen die Here iets in my lewe. Ek weet nie hoekom ek dit gedoen het nie, of dit die Here is en of dit die vyand is, weet ek nie, maar ek glo is die Here. Ek gaan skryf in een van die plaaslike koerante. Gaan sit ek. Is jy, hy sê, ek skryf daarin, is jy moeg vir die lewe wat jy nou leef? Gaan jy nie meer kerk toe nie? Is jy kwaad omdat die predikante of die mense net oor tiende spreek en offergawes? Is jy kwaad omdat die predikant jou nie meer besoek nie? Is jy kwaad? En so het ons daar, ek dink so 10 stellinge gemaak. Ek sê, kom besoek ons en kyk of jy nie dalk by ons gelukkig gaan wees en ons aan jou behoeftes kan voldoen nie. Skielik kry ek 'n klop aan die deur die volgende môre toe die koerant uitgekom het. Hier staan een van die predikantvriende. Hy sê, Laurens, ons het besluit, ons wil jou sien vandag. Ons gaan daar na een van die pastorie toe, sit daar, ons begin praat, en een van die broeders haak af en hy sê, ek wil net vir jou sê, dis 'n kwade dag in die geskiedenis van hierdie dorp, dat jy hierdie goed in 'n koerant skryf. Ek sê, wow, ek het nie gedink nie, ek dog hulle gaan nou begin bid. Ek sê, nee, wow, wat is nou, wag so 'n bietjie. Hy sê, kyk hier, wat sê jy? Dis alles wat die mense sê, hulle teen die kerke het, teen ons en ons gemeentes het. Ek sê, maar broeder, as hulle teen jou gemeente het, dan moet jy ons regmaak. Dan moet jy mos sorg dat hierdie goed regkom in jou gemeente. En 'n ander ou wyse dominee sit daar. En hy kyk so en hy sê, broers, hy sê as God 'n kromstok vat en hy slaan 'n reguit hou, dan moet ons aandag gee daaraan. En so vandag ons. Nou ja, dis net so bietjie ligtelik om jou te sê hoe die Here werk. Die Here werk op 'n ander manier wat ek en jy werk. En hier sien ons die kerk, die twee groepe kerke begin twis oor wie is die regte groep. En die een sê, man, ons moet, die priester moet die uitdrywing doen. Ek gebruik nou sommer eie woorde. Hulle so seker gesê het, die skrifgeleerdes sê, man, die priesters moet die uitdryfwerk doen. Dis Ou Testamentiese heiligheid, maar hulle moet dit doen. Hierdie ander ouens sê, nee, wag so 'n bietjie, ons gaan probeer. En ons gaan hom probeer uitdryf. En hulle sê, gaan uit. En hy gaan nie uit nie. Gaan uit. Hy gaan nie uit nie. Want hulle vergeet, jy moet dit in die naam van Jesus sê. Jy kan nie in krag staan nie. Ek dink dis wat daar gebeur het. En niks gebeur nie. En nou kom Jesus daar aan en hy vra hulle, hoekom stry julle? En die pa sê, weet jy meester, ek het my seun gebring na jou toe, en toe is jy nie hier nie, en nou het hierdie twee groepe onder mekaar slaags geraak en gestry, en die een sê, ek is die regte kerk, en ek is die regte kerk, en nou stry hulle onder mekaar, en niemand kan hierdie demoon uitdryf nie. En dan sê Jesus iets vir die kerk. Want nou, in hierdie tyd wat ek en jy lewe, gee vir hulle openbaring. Hy sê vir hulle, vers 19, die laaste vers, bring hom na my toe. Bring hierdie probleem, hierdie seun, hierdie demoon na my toe. Bring hom in my teenwoordigheid. Bring hom waar ek is.
En kyk wat gebeur. Dit gaan nie oor jou nie, liewe mens. Dit gaan nie oor hoe groot en hoe sterk jy in jou geestelike reaksie is nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy deur die werking van die Heilige Gees, hoeveel van die gawes jy in jou lewe het nie. Dit gaan oor die meerderheid of wat Jesus in jou lewe is. Bring hom na Jesus toe. Liewe mens, die oplossing van enige probleem lê by Christus Jesus, ons Here. As jy vanmôre 'n probleem het, wat ons maar kan vergelyk met 'n werking van 'n demoon wat jou lewe aanval. Want die vyand werk deur demone, dis met ander woorde demone is gevalle engele, dis die engele van Satan wat saam met hom afvallig geraak het toe hulle gerebelleer het in die hemel en hulle uit die hemel gegooi is. En hierdie demone wat engele was, wat nou demone genoem word, hierdie negatiewe engele is besig om die mens se lewe op aarde een groot hel te maak. Ek kan nie 'n ander woord gebruik nie. Want dit voel vir jou asof jy in die poorte van die hel is wanneer jy met die probleme van die lewe deur mekaar gekonfronteer word. En nou sien ons hier dat hierdie jong man is op die regte plek, maar die mense het nie genoeg van Jesus in hulle nie. En dis wat vandag die probleem vir die kerk van Christus is. Ons het baie kerkleerstellings. Ja, die kommissie het dit gesê en daardie kerkgenootskap het dit of daardie kerkraad het dit gesê of daardie uitvoerende raad het dit gesê, maar ons het nodig om te sê, wat het Jesus gesê? Ons preek vanmôre baie predike en ons predikers preek vanmôre baie preking en baie boodskappe oor die preekstoel en hulle sê vanmôre op hierdie Sondagmôre sê hulle baie dinge en baie mense hang hulle aan en sê wat 'n pragtige boodskap, maar die meeste van die boodskap is net opbouende boodskappe. Hulle is goeie sprekers, motiveringssprekers. Hulle vertel vir jou die Here is vir jou lief en hoe oulik is jy en hoe besonder is jy en dis reg, dis niks meer verkeerd nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, 'n boodskap sonder Jesus is nie 'n boodskap nie. 'n Boodskap sonder om Jesus op te lig en vanmôre te vertel dat hy die belangrikste in jou lewe is, daai boodskap beteken niks. Want om opgelig te word en positief te word, en jy het nie die werking van die Heilige Gees nie, gaan jy hier buitekant weer vir Satan kry. En hy gaan die een na die ander in hierdie week so oor jou laat kom. En voor jy jou kom kry, is jy nog laer af as wat jy hierdie Sondag was. Hierdie week het die vyand al sy tentakels in jou ingekap. En hy's besig om jou af te trek in die diepte van die see, van eensaamheid, van ellende, van probleme. Die enigste oplossing kom by Jesus uit. As jou kinders vanmôre nie die Here dien nie, kom by Jesus uit, bring hulle na Christus toe. So mooi om vanmôre ons jong kinders wat verlede Sondag gedoop is in die kerk te kon sien en te kan sien. Dit is so pragtig om ons doopelinge so getrou hier in die diens te kan waarneem vanmôre. Bring hulle na Christus toe. Bring hulle by Jesus uit. En dis wat hier gebeur. En nou kom hier iets anders wat die Here ons nog verder leer, is nog 'n stukkie wat nog dieper lering vir die kerk van Jesus het. Toe hulle die seun na Jesus toe bring, toe gebeur daar iets. Die Bybel sê hier in die 20ste vers, toe die Gees hom sien, toe die demoon Jesus sien, toe gebeur daar iets. Die Bybel sê hy val op die grond, nee, die seun val op die grond. En die demoon laat hom rol. En hy kry stuiptrekkings, hy trek agteroor. Die skuim kom uit sy mond uit. As jy daar verder wil lees, sê hy dit vir ons. En daar gebeur net iets. Mense, jy het nie nodig om te wonder, het iemand 'n demoon in hom nie. As die Here Jesus in hierdie geboue sal hy self manifesteer. As jy naby aan God leef en jy kom en hy kom in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal die demoon homself openbaar en jy sal sommer dadelik sien
Hierdie persoon het 'n knellende bose gees wat hom aanval. Ek het so 3 of 4 maal dit al gesien in my lewe. Nou as jy gaan lees in Matteus, waar hierdie selfe verhaal vertel word, dan is daar een versie wat nie hier in Markus staan nie, wat in Matteus staan. En dit is waar Jesus sê, hierdie geslag gaan nie uit sonder gebed en vas nie. Wanneer 'n mens hier demoon met demoniese aktiwiteite te doen het, moet jy jou toewy aan God. En gewoonlik in vas en gebed. Ons sal ander dag oor vas en gebed praat. Maar weet jy, dis wat hier gebeur, kerk van die Here Jesus, wanneer Christus in hierdie gebou lewend teenwoordig is, sal demoniese magte nie hier inkom om my en jou aan te val nie. Inteendeel, was vir my kosbaar. Die een keer was dit toe ons vir iemand bid, die persoon kom en ons kon sien daar's iets nie lekker nie, maar met die uitnodiging kom die persoon na vore en toe ons hande so op haar lê, toe gebeur presies dieselfde wat hier geskryf staan. Sy val op die grond en sy begin rol en sy trek agteroor. En met die bid hoor ons die stem wat klink soos demoon wat uit haar uitgaan. So, wow! En toe begin sy, 'n normale stem. Ek sê dit nie om jou bang te maak nie, ek sê dit vanmôre vir jou om te wys, Christus is die Here van alles. En waar hy is daar nie plek vir demoniese aktiwiteite nie. Daar's nie plek in jou huis. Moenie bekommerd wees en dink daar agter in die spaarkamer is daar 'n spook nie. As jy 'n kind van God is, spooke bly nie saam met kinders van die Here in dieselfde huis nie. Hy moet pad gee. Die Bybel sê weerstaan die duiwel en hy sal van julle afvlug. Wow, hy gaan nie net loop nie, hy gaan vlug. Hy gaan hardloop. En dis wat hier gebeur. En hy val neer en nou vra Jesus hom, hoe lank is dit al wat dit gebeur? En hy sê van sy kleinstyd af. As jy sien daar in die 21ste vers, hy sê van sy kindsdae af. Van kindsdae beteken van kleins af. Matteus sê en Jesus het die Gees aangespreek en hy het hom uitgegaan. Maar dan, dit wat gebeur, is die wonder van Christus se liefde en krag. Maar dan kom ons by vers 23, waar hierdie pa vir Jesus vra, as u kan, as u iets kan doen, help ons tog. As u iets kan doen, hy is nou so negatief. Want jy sien, hy het met soveel geloof gekom dat die Here hom gaan help. En hy het geglo dat die Here Jesus gaan hom gesond maak en hom aanraak. En nou met die gestryery van die kerke onder mekaar en die disippels en die ander ouderlinge van die volk, nou stry hulle oor wie is die sterkste en wie is die regte kerk en waar moet hulle kerk hou en al hierdie goeders. En hy sê geloof verloor, het alles verloor. En nou kom hy op 'n punt wat hy sê, Here, as u kan, help tog maar net. Die woord van die Here sê, Jesus se antwoord is vir my so mooi. En die Here antwoord hom, hy sê vir hom, hy sê, luister wat dit betref wat jy nou gesê het, as ek kan, maar as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. So moenie met ongeloof kom nie. Moenie na die Here toe kom met 'n bietjie geloof wat niks beteken nie. Kom met die geloof van jou hart dat die Here jou kan help. As daar 'n uitnodiging is soos vanmôre, as jy uitkniel oor een of ander omstandighede of een of ander probleem of wat ook al die uitnodiging is, as jy uitstap en jy kom vir gebed, kom met die opregtheid van jou hart wat sê, Here, ek weet U kan dit doen. Ek glo dit met my hele hart, met my siel, met my wese, met my verstand. Ek glo die Here kan 'n wonderwerk doen. As jy kan glo, sê Jesus, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dan
Kom die laaste gedeelte waarmee ek wil afsluit. Die laaste gedeelte sê, en dadelik roep die pappa uit sy hart uit. En hy sê, Here, ek glo. Ek glo, Here. Kom my ongeloof help. Ek glo U kan dit doen, maar Here help my, dat hierdie klein ou bietjie geloof wat ek is, kan groot word in die Here, dat dit kan sterk word in die Here. Ek sê vir jou vanmôre, die meeste rede hoekom mense so sukkel vandag, is omdat hulle geloof nie sterk in die Here is nie. Hulle sukkel om te glo. Geloof in God vandag is 'n baie raar gebeurtenis. Want jy sien, ons sukkel vanmôre om te glo in dit wat die Bybel sê. Hoe sal ons nog glo in wat die Here Jesus vir ons gesê het in die Bybel? Kerke stry vanmôre oor, is daar 'n duiwel of nie 'n duiwel nie? En dit staan in die Bybel daar's 'n duiwel. Die Here Jesus praat van die duiwel. Maar hulle sê daar is nie 'n duiwel nie. Party, nie almal nie, party. Kerke stry vanmôre oor, is daar 'n hel? Die Bybel, een van die grootste van Jesus se prediking het oor die hel gegaan. Hy sê beter dat jy jou oog uitruk as jy oog jou laat struikel as wat jy jou hele liggaam in die hel verderf word. En kerke stry oor die Bybel. Oor dit wat in die Bybel geskryf staan. Mense, daar sekere goeders wat ons nie alsmee van weet nie en wat ons sê ons dink maar so as ons die Bybel lees daar, maar daar sekere dinge wat onwrikbaar vas staan wat die Here Jesus self gesê het. Kom ons ongeloof te help, Here. Ons probleem vandag in die meeste kerke is ons glo net in 'n mate. Ons glo vir 'n spesifieke tydjie. Maar dan, wanneer my besigheid nie meer wil floreer nie, dan maak ek alle planne. En ek sê nie jy moet nie planne maak nie. Maar jy kan nie 'n plan maak voor jy nie by God gehoor het nie. Want as jy jou plan maak sonder dat die Here jou geantwoord het, gaan jy die verkeerde plan volg. En op die einde gaan jy bankrot speel. En jy gaan alles verloor en solvent gaan. So dit is nodig as jou besigheid vanmôre nie goed doen nie. Gaan op jou knieë en gaan soek die Here. Kom in Jesus se teenwoordigheid, neem jou besigheid en gaan salf dit uit en gaan bid daaroor en gaan sê, Here, hierdie besigheid is besig om my af te gaan, om saam met die water af te vloei. Ons is besig om onder te gaan en dan roep jy uit en dan sê jy, Here, wat wil U hê moet ons doen? As jou gemeente besig is om onder te gaan. En dit gaan nie meer so goed as wat dit gegaan het nie. Dink jy dit het tyd geword dat jy bietjie voor die aangesig van die Here gaan lê, my boeta. Dat elke prediker vanmôre voor die aangesig van God gaan lê. En sê, Here, wat gaan in ons gemeente aan? Hoekom sukkel ons? Hoekom is dit besig om te val? Hoekom is dit besig om agteruit te gaan? Hoekom is die mense ongelukkig? Hoekom kom hulle nie meer kerk toe nie? Hoekom is daar 'n groot skeuring in ons gemeente? Here, wat wil U hê? Wat wil U hê moet ons doen? Kom ons ongeloof, ons klein bietjie geloof te help ons tog. Want in my eie krag en my eie geloof is ek baie swak. En ek struikel maklik. Maar as die Here dit te hulp kom, dan lig hy jou uit jou omstandighede. Begin om dit positief te spreek. Begin om lewe uit te roep. Begin oor jou gesin. Jy sê vanmôre, maar Lourens, weet jy, my huis, my kinders, ag hulle kom nie by my nie of hulle dien nie die Here nie, wat dit ook al is wat die probleem is. En hoe moet ek maak om dit reg te kry? Ek wil vanmôre sê begin om op die Here te vertrou en bring dit na Jesus toe. Bring dit tydig en ontydig. Vertel dit vir die Here. Vertel dit vir hom. Hoe lyk jou geloof vanmôre? Nou kom ons by die spesifieke
persoonlike vraag. Hoe lyk jou geloof vanmôre? As jy in Matteus gaan kyk, dan is daar 'n versie wat sê, en Jesus het hulle kwaadlik geneem. En hy sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek julle nog verdra? Hoe lank sal ek nog steeds geduldig met julle wees? Vanmôre wil ek jou vra, hoe lyk jou geloof in God? Is jy vanmôre hier om weer jou geloof op te bou? Om te sê, Jesus, kom my ongeloof te help. Onthou 'n diens soos hierdie gaan nie oor die prediker nie. As jy vanmôre hier is omdat jy gedink het pastoor Willie gaan preek, en toe kom jy hier en hy's nie hier nie. Of jy's hier vanmôre omdat jy gehoor het ek gaan preek. Of jy kom vanmôre hier en wat 'n groot Ad Boshoff sou vandag hier wees, is jy om die verkeerde rede hier. Jy moet hier wees omdat Jesus hier is. Jy moet hier wees omdat hy die middelpunt van alles is. Jy moet hier wees nie omdat hierdie of daardie ou preek nie, maar omdat Christus in ons midde is. En as dit vanmôre nie so is nie, dan moet ons dit verander. Ons moet ons siening regkry en sê, Here, kom ons ongeloof tel. Ek wil jou vra, as jy vanmôre, ek gaan nie vra om op te staan of niks nie. Mag ek vanmôre vir jou vra, terwyl ek bid, as jou geloof vanmôre dalk net te swak is. Te swak om jou probleem te face. Om jou probleem tromp op te loop. Net te swak vanmôre. Dat jy kan opstaan en weerstand bied teen dit wat die duiwel in jou lewe probeer doen. Dan wil ek vanmôre vir jou bid. Wil ek vanmôre die Vader vra vir jou en my krag te gee. En te sê, Here, kom ons ongeloof help. Help ons met hierdie bietjie geloof wat ons het. Help ons om 'n sterker geloof in die Here te kry. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is so bevoorreg om vanmôre u woord te hê wat vir ons leer oor wat die Here vir ons wil sê. En in hierdie oomblikke wil ons na u toe kom en ons wil voor u kom buig. En ons het na hierdie plek van gebed gekom omdat ons vanmôre ons laste en ons probleme, maar ook ons vreugde en ons blydskap aan u wil kom vertel. En daarom wil ons vanmôre in u teenwoordigheid wil ons vanmôre kom en uitroep en sê, Here, kom ons ongeloof te help. Help hierdie ou bietjie geloof wat ons het. Bring dit meer en maak dit sterker, Here, sodat ons nie soos 'n boot sonder 'n seil heen en weer geslinger sal word nie, maar dat ons sal vas staan in die geloof met die wete die Here het ons geloof versterk. En ons is meer as oorwinnaars vanmôre deur Christus wat ons krag gee. Ons bid dan, Here, dat ons uit hierdie gebou sal uitstap vanmôre, die wêreld daarin, om te weet ons is meer as oorwinnaars en hierdie week sal sien wat die Here in ons lewe doen. Vader, ons dankie dat elke probleem vanmôre soos mis voor die son verdwyn. Dat vanmôre daar weer oorwinning in ons lewens, in ons huis en ons boerdery en in ons besighede kom. Ons roep lewe en oorvloed uit en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.